titel as ek een kon gee vir my studie vandag met julle in my preek, is om vir God, dat julle moet vir God soek in die storme. En om dit af te begin, wil ek julle moet saam met my na Jesaja toe gaan, na hoofstuk 43, en ons gaan saam daar na vers 2 kyk. Julle ken hierdie vers. Julle moet hom eintlik uit julle koppe ken, Jesaja hoofstuk 43, vers 2. Dit sê dan, as julle deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand. Nou as 'n mens na daardie kyk, daar's twee dinge wat daar uitstaan, en dit is water, die storme, die riviere, wat in 'n mate amper simbolies is, al is dit nie simboliese taal hier. Ons lees van strome, en in simboliese taal is strome eintlik woorde of kennis van die wêreld, waar mense jou probeer oortuig oor wat hulle dink is waarheid, wat is teenstrydig met die waarheid van die woord. Ons dink aan daardie ondervinding daar in Openbaring 12, waar die duiwel so ontsteld is oor die feit dat hy nie die vrou kon kry, dat sy oorgaan na hom toe, en die seun wat sy gebaar het, en dit was Jesus Christus, dat hy nie oorwinner was van hom nie, dat hy dan die navolgelinge vervolg. En dis interessant, toe hy dit wil doen, die manier hoe hy dit gedoen het, is om water uit sy mond uit te spoeg. En gaan saam met my daar na Openbaring 2. Ek sien julle, party van julle sien dit nie raak nie, maar daar sien ons die feit van wat die strome is. En ek wil hê julle moet kyk na hoofstuk 12, en ons gaan heel onder toe, en het sê daar, vers 15, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi. So dit is amper die vloed wat jou wil oorneem. En haar te laat wegvoer deur die rivier. So ons sien daar, dat die doel van sy woorde is om jou weg te voer van die waarheid. Hy het dit reg gekry met Eva, met die woorde. Die Here het gesê, moenie van die boom eet nie. Hy het daar met sy woorde weggevoer van die waarheid. Die Here vertel ons dat die Fariseërs en Sadduseërs het dieselfde gedoen. Hulle was so slange, wat twee tonge het, en die een praat amper die waarheid, en die ander een is wat hulle wil sê. En die probleem vir dit, en die Here het gesê, wees versigtig vir hulle leerstellings. Omdat die doel van hulle leerstellings gaan jou wegvoer van die waarheid. Nou dit is amper, sal ons dink wel, ons is bevestig in die waarheid. Daar is nie 'n manier hoe ons dink dat ons nie sal gevang word nie. Maar ek het geleer al, dat die duiwel is 'n listige vyand. Hy studeer jou al lank genoeg, en hy ken al jou swakhede. En soos met die ondervinding van Jesus, toe hy hom nie kon oorwin nie, in die eerste 3 versoekings, onthou dit, en sê die woord, dat hy weggegaan, tot 'n geleentheid wat beter was. Dit was amper asof Jesus voorberei was vir die woorde wat hy uitgespoel het uit sy mond. En as gevolg van sy voorbereiding kon die duiwel hom nie oorwin nie. Maar hy het hom dopgehou om te sien of hy met 'n swak tyd kon vang. Nou die woord sê, hy wat dink hy staan, wees versigtig. En een van die dinge wat Jesus aanhoudend te gedoen, was hy was bewus dat die duiwel 'n listige
leeu was. Hy het geweet die duiwel slaap ook nie. Sy doel is om ons te verslind. En ons baie keer, wanneer ons na die woord ontvang het en ons het wel die duiwel oorwin, begin ons rustig raak. En is in daardie oomblikke wanneer jy dink dat jy staan, dat jy moet oppas, dat jy nie val nie. Ek dink aan Salomo. Ek dink aan sy wysheid. Ek dink aan die woord. Hy sê vir ons, luister na my seun, doen wat ek jou vertel. Weet jy, as jy na sy woorde kyk, daar's verskriklike goeie inligting. Maar wat lees ek van Salomo? Die woord sê vir my, hy het sy vrouens baie lief gehad. En die liefde vir sy vrouens en die versoeke wat hulle van hom gehad het hom mislei. Jy dink aan Herodes, en jy dink aan Herod, is dit? Is dit Herodes, nee. En hy is besig om 'n goeie fees te hê. En iewers skielik wil hy sien hoe dans sy stiefdogter eintlik voor hom en alles, en hy is beïndruk met dit en hy besef haar, vra enigiets tot selfs halfte van my koninkryk en hy sal dit vir jou gee. En sy doen iets, sy hardloop terug na haar ma toe. Nou weet haar ma nie van gehou nie. Johannes, omdat hy was 'n ou wat waarheid gevra het. Hy was nie wegbeweeg van dit. Hy het nie probeer wegskuim toe hulle sê, hy was in die gevangenis op daai oomblik. As gevolg van die hele storie wat daar aangegaan het. Omdat hy het gesê, die verhouding wat Herodes gehad het met haar was onwettig. Maar sy sê toe vir haar dogter, gaan vra vir hom, gee my die kop van Johannes. En daardie woorde kon hy nou nie van weg, hy kon, maar hy besluit eerder om dit te eer en die kop van Johannes te vat as om weg. En wat het die woorde gedoen? Dit het hom weggespoel. Nou, een van die dinge wat ek ook baie bekommerd is, as 'n mens na Jesaja toe gaan ook, en jy kyk na Jesaja hoofstuk 8, ek het dit al tevore saam met julle gedeel, so gaan saam met my weer na Jesaja, maar hierdie keer gaan ons na hoofstuk 8 toe. En net vir interessant onthou, al is ons gevestig in die waarheid. Ons lewe in 'n tyd wanneer mense dink hulle is nou geïnspireerd, hulle is slim. Ons lewe in 'n baie slim wêreld. Ek bedoel, baie mense is Google slim. En dit is gevaarlik, omdat Google sal altyd vir jou vertel wat jy graag wil hoor. As jy, weet jy, ek het iets opgeleid, ek het navorsing gedoen oor iets in my werk, en iewers skielik al die inligting wat opkom op Facebook en alles, het gegaan oor my navorsing. En ek was verbaas, hoe dit my rekenaar dit weet. Maar dit wys jy weer is, as iemand wat jou dop hou. En dit kan vir jou goed wees, of dit kan vir jou kwaad wees. Ek wil julle saam met my kyk Openbaring hoofstuk 8. Ek het dit tevore al saam met julle gedeel. Jesaja hoofstuk 8. Dit sê in vers 12 daar, julle mag nie alles 'n sameswering noem, wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. Nou, onlangs hoor ek so baie dinge wat gebeur en wat die paus gaan doen en okay, dis in ons kerk en ons dink ons moet na dit luister. Dan hoor ons van Iran en wat daar aangaan. Nou iewers skielik is die petrolprys op en ons hoor dinge. Dit pla jou, maar die Here sê, julle mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volke sameswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of beskrik wees nie. Nou, dit is baie sterk woorde. Meeste van die tyd kry ons die inligting wat volg met die konsep van die prys van petrol en diesel wat opkom. Wat gebeur gewoonweg? Al die ander pryse styg. En dan wonder ons, nou,
weet jy, ek het nou net soveel pensioen gehad, wat nou, as dit moes gewees het soos dit was, dan sou ek miskien kon lewe tot ek 80 is, maar nou gaan my geld klaar raak voor ek 80 is. Wat gaan ek dan doen? En ek is te oud om te werk en te trots om te bedel. Weet jy, ek vertel jy, die antwoord is gebly met jou kinders. Hulle doen dit altyd met jou. Ek spot, ek sê paar kinders is wat ek probeer sê is, julle moenie vrees soos hulle vrees nie. Die probleem gaan wees, as julle luister, gaan daardie storm jou oorweldig. Maar 'n ander ding wat ek wil hê jy moet ook raak sien. En dit is dat die Here nooit sal keer dat daardie woorde of die verkeerde woorde na julle toe kom. Hy sal nie, soos met Job, toe die duiwel gesê, die rede hoekom Job na jou luister is omdat jy keer my om by my te kom. Toe sê die Here, nee, ek sal dit nie doen nie, jy kan maar beperk wat jy gaan doen. Nou, die informasie wat ons kerk op die oomblik besig is om aan te val, kom partykeer by slim geleerde professore uit na ons toe. En ons is oorweldig deur hulle kennis, en baie keer moet ons eerder die eenvoudigheid van geloof hê van 'n kind. Die Here het gesê, dis klaar. Nie om te probeer met hulle stry nie. Dit is belangrik, omdat ons dink ons is slim. Maar ek het uitgevang slim van sy baas. En hierdie woorde wat na jou toe gekom, gaan eerder op jou knieë en vra die Here se wysheid in daardie oomblik. En miskien nie eens die wysheid, maar vra dat hy jou sal getrou hou by sy woord. Die woord het gesê, die Here die hemel en aarde gemaak. Die woord het gesê, ek sê vir die golwe so ver en nie verder nie. Die trotse golwe. En hoekom ek dit sê? Die mense sê daar gaan 'n vloed kom, 'n wervloed. Daar's 'n reënboog. Ons eenvoudige geloof in die woord is wat ons gaan bevestig. En ons moenie bang wees vir wat ons hoor nie. Maar wat ek wil vra is, die doel van my lesing vandag is, sien jy die Here in daardie vloede? Wat is een van die dinge wat jy moet dra wanneer jy stand vat teen die duiwel? Wat is een van die dinge wat jy moet dra om jou broek op te hou? Is 'n beld. Wat is daardie gordel eintlik? Wat is daardie gordel? Dit praat van die beld, maar wat is die beld van wat? Gaan sommer na Efesiërs toe gaan. Julle weet daar wat daar die ding, maar kom ons gaan na dit toe. Nee, jy sien, ek wil net hê jy moet weet daar is 'n rede hoekom die informasie gaan kom. Onthou, die duiwel se doel is om die mense weg te vat van die waarheid. Dit is sy doel. Maar as daardie woorde na jou toe kom, wat is die doel van daardie woorde? Dit is miskien om jou weg te vat van die Here, maar daar is 'n ander rede agter dit ook. As jy wel jouself in die Here al klaar bevestig het, wat sal daardie woorde wat na jou toe kom werklik doen as jy die Here in dit sien? Dit gaan jou meer bevestig in jou besluit. Die storm gaan kom, die watervloede gaan kom, die mense gaan na jou kom, maar soos dit daar sê, en ons, die Bybel gee ons baie ander voorbeelde. Dit sê dat jy moet in 'n manier jou geloof kan verduidelik of gee. As mense jou vra, hoekom dien jy die Here? Jy moet 'n antwoord kan hê. En baie keer wanneer mense met jou na jou toe kom om met jou te stry oor iets wat jy in glo,
Dit kan jou wegvoer as jy toelaat dat hulle woorde jou eintlik gaan wegvoer, of dit kan jou bevestig in die woord. Ek dink wat Jesus gedoen het toe die duiwel na hom toe kom met al die woorde, het hy gesê, dit is geskrywe. Die doel van hierdie dinge is om jou te bevestig in wat jy glo. En as gevolg van dit, gaan dit soos vloedstrome wees. As jy nie bevestig is, kom ek gebruik die ander voorbeeld wat 'n mens kry in Matteus hoofstuk 7. 'n Man bou 'n huis, maar hy bou dit op twee soort fondasies. Die ene is 'n wat fondasie? 'n rots eers. Dit is die woord, dit is die waaragtige woord. Die ander een is sand. Sand is nie 'n goeie fondasie nie. Dit is grane, dit is nie 'n soliede massie, daar's probleme. Wanneer sal jy sien dat die huise verskillend is? Jy het nooit die fondasie, wat gaan jy sien? Wanneer die storms kom, en wat storm kom? Die wind en die water. En die huis wat op sand gebou is, gaan val. Maar die huis wat op die rots gebou is, die Jesus Christus is en sy woord, sal wanneer die storms kom, staan en bly. En ek wil hier moet saam met my kyk, Efesiërs, as ons na die toerusting wat ons moet dra, dit sê daar, dit sê daar in vers 13 van die laaste hoofstuk, daarom neem die volle wapenstoerusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En hy praat daarvan. Ek wil jou vertel, daar is 'n onheiltyd wat gaan kom. Maar as jy nie bevestig is in die woord, dan gaan jy vreesagtig wees. Jy gaan soos die wêreld wees, wat op en af die wêreld happen, uit vrees met wat kom op die wêreld. Maar in daardie tyd moet ons daardie mense wees wat ons kop oplig en na die Here kyk en sê, dit is ons God, hy sal ons red, en ons glo hom. So, dit sê, sit daarin, maar ek wil hê jy moet saam met my gaan, dit sê daar verder, vers 16, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyl van die bose sal kan uitblus. Wat is die vuurige pyle? Dit is weer die woorde wat hy na jou te bring, om jou denkwyse te verander. Dan sê dit daar verder, vers 14, staan dan vas, julle ledene met die waarheid omgord. So wat is dit? Wat is die beld daar? Dit is die waarheid. So ons moet onsself bevestig in die waarheid. En so wanneer mense na jou toe kom en jy kan nie jouself bevestig, wil ek sê julle, dit is tyd om te weet, julle is besig om nie op rots te bou nie. Julle moet julleself kan verdedig uit die waarheid. Jesus het gesê, dit is geskryf, julle moet dit kan doen. Dis die enigste manier. En dit is nie net van toepassing wanneer jy kom by die ewige lewe. Mense kom na my toe en hulle vra vir my, hoe kan ek goeie besigheid behaal? Hoe kan ek dit doen in my besigheid? Ek wil graag die Here dien. Daar is waarheid om 'n goeie besigheid te bedryf. Maar as jy dit nie gaan soek nie, dan gaan jy dit nie kry nie. Die informasie van die wêreld gaan sê, as jy gelukkig of suksesvol is, doen dit. Een man het my een keer genade toe ek saam met besigheidsmanne gepraat, ook besigheid. En hy het gesê, dit is onmoontlik vir 'n Christen om die Here te dien en besigheid te hou. Ja, dit het my baie vertel van besighede. Is ontroubaar. As dit werklik so is dit moontlik? Is dit miskien hoekom daar nie suksesvolle besigheidsmanne in die kerk? Ons is te eerlik. Dit is nie, as 'n mens daaraan kyk,
Abraham was 'n baie suksesvolle man. Job, as jy na hom luister, hy was 'n baie suksesvolle man. En daar was baie ander wat suksesvol was. Jy hoef nie soos die wêreld te wees om suksesvol te wees. Die Here sê wel vir ons, hy gaan as ons hom volg, he's going to cause us to prosper in all that we do. Nou gebeur dit deur die manier dat ons verkeerde dinge doen. Nee, daar is waarheid. Jy weet, met hierdie ingedagte het ek oor die tiendes gepraat. Omdat met besigheidsmanne praat ek altyd. Ek sê die government sê, jy moet soveel gee vir hulle. En ek sê, die een ding wat jy moet doen, is doen dit. Maar, dis slim. Een man het eendag vir my gesê, toe ek nou so ontsteld was, omdat hulle vat al my geld. Ek werk so hard, maar die ontvanger vat alles. Hy is 'n vanger, ontvanger. En ek was baie ongelukkig oor hom, en ek het besluit, ek maak 'n afspraak met hom, en ek kom daar en ek vat my in 'n kamer, nie eens 'n mooi kamer nie, net 'n kamer met 'n ou lesenaar daar, en daar was 2 stoele, en hy het agter die ingesit, en hy was nie eens hy het nie eens 'n das gedra nie. Hy was 'n wit hemp en 'n swart broek. Hy het gelyk soos 'n, wat doen jy, die arende wat jy wil net eet? Soos wat? Weet jy, noem dit nie pikkewyn nie. Aasvoël. Weet jy, hy het soos 'n aasvoël so 'n bietjie lelik gedaan. Maar ek onthou, hy sit daar en hy dag gestrek, dit was sy werk. Hy dag gesit, geen vandag, en hy sê toe vir meneer van Nederland, ek sien jy het afspraak met ons gemaak, wat is die probleem? Ja, ek begin uit te laai. Vertel hom hoe hard werk ek. Maar al my geld, julle vat net my geld, die hele tyd. Ek maak geen geld nie, en weet jy, ek vertel hom alles en doen dan. Nou omtrent so 20 minute as ek eindwoorde uit het net stil gebly. En het my altyd laat dink, as jy persoon lang genoeg laat praat, dan gaan die wind nadat uit sê, stem uit. En nadat kyk ek so vir hom, en vlyt my storie was daar uit. En ek kyk vir hom, en hy kyk so vir my, en hy sê vir my, meneer van Nederland, as jy geld maak, dan gaan die ontvanger jou toepak. Maar as jy nie geld maak nie, dan hoef jy nie oor ons bekommerd te wees. En dit het my getref. Hulle net mense dop wat geld maak. En die rede kom hulle my so dop gehou, omdat ek geld gemaak het. En dit was amper Maar toe sê hy vir my iets. Hy sê, jy hoef nie altyd te gee wat ons vra nie. Ons sal vra. Maar hy sê, daar is baie loopholes. Hy het daardie woord gebruik. In die struktuur, spesiaal daar gesit, sodat jy nie alles hoef te gee nie. Maar daar is 'n doel vir die loophole. Hy sê, in plaas van dat jy op ons staat maak, later aan, omdat ons al jou geld gevat het, jy kan van daardie geld wat en wegsit, en jy hoef nie op ons staat te maak, en daardie geld hoef jy nie vir ons te betaal nie. En ek, wat praat jy nou van? He? En toe maak hy my bewus, dat ek so bietjie moet gaan navorsing doen. Wat is daardie loop? Ek was so gretig om al my geld vir hulle te gee. En hulle het dit gevat. Daar is niemand, ek gaan nou enige iemand toe en sê, hier is vir jou R200 of R2000, dan gaan jy sê, nee, mag jy ons maar net R100. As jy vir hulle die geld gee, hulle gaan het vat. En die ontvanger doen dit. Maar daar is 'n manier om van dit terug te kyk. Ek dink altyd aan die 15% wat ons gee as belastingwet. As jy besigheid het en jy verdien 'n sekere hoeveelheid, wet register, dan kry jy daardie geld. Jy kan dit aftrek wat jy betaal het. So jy leer dinge. En as ek na hierdie kyk, ek besef dat wanneer mense na jou toe kom en dan probeer jou vasvra, is dit tyd wanneer jy eintlik moet gaan sit en waarheid soek. En die woord sê vir my, as jy kort kom van kennis, kom na my toe, en die wat na my toe kom, sal ek nooit
Wie ook al jy is, ek sal die kennis oordra. Hy wat soek, sal vind. So die doel van die storm wanneer dit kom by al die aanvalle van woorde of die mense wat jy probeer ontken, is om jou te bevestig in die waarheid. Maar as jy dit nie toelaat om jou te bevestig, dan gaan dit jou wegvat. En ek gebruik die 10de as voorbeeld. Een man het eendag vir my gesê, omdat ek glo dit, maar dit is iets wat 'n mens kan oorgesels. Hang dit af aan wat jou sienswyse is. Soos met die ontvanger. As ek julle moes vra, wat gee wanneer ek 10de gee? Van my, in die Engels is gross or of my net? Nou jy sien, daar is 'n hele skielik verskil tussen die twee. Gross is, as jy R10.000 gemaak het, verdien het, dan moet jy R1.000 betaal. Maar, as jy nou seker dinge aftrek, wat toegelaat is, naderhand word daai profit nie meer, dis na net profit. Betaal jy net op dit. En party mense kan so slim word dat daardie profit heeltemal vat dat hy later net R10 is. Of dit kan eintlik kom waar die Here jou geld skuld. Jy wil wat sê. Hoekom het die Here gesê, as jy vir my 10de gee, van jou inkomste, sal ek die hemele oopmaak, dat jy nie genoeg spasie sal hê. Daar is iets in die waarheid van daardie leerstelling, van die woorde van God, wat die hemelse poorte oopmaak. Ek het dit al so baie keer gesien. Jy oes, waar jy nie gesaai het nie. Daar is 'n rede, en een van die dinge wat ek leer van dit is 'n verhouding tussen my en my Skepper, en dit kom by finansies. En daar's niks wat 'n man meer raak as hy beurs nie. Jy kan enigiets anders raak, nie as hy beurs. Maar as jy 'n regte verhouding met God het, dan hoef jy nie bekommerd te wees oor jou beurs nie. Omdat die gogga gaan nie by daai goed uitkom nie. Die roes gaan hom nie afval. Jou oes gaan nie val voor die regte tyd nie. Dit is wat die Here beloof. Maar jy moet iets leer. En dit begin met 'n eenvoudige besluit. Maar daar is mense, ek het mense gekry wat sê, nee, as jy nou 10% van jou inkomste, jy sal nooit kan besigheid bedryf. Jy sal bankrot word. Ek was eenmaal dat nie bankrot geraak. Verstaan? Weer eens die doel van die woorde is om jou te kry, om jou gedagtes te verander. Wat sê die woord? Dit moet versigtig wees. Nou dit is die waarheid. Maar dan het ons in Jesaja gehoor, al gaan julle deur die vure. Nou die vuur is 'n verskillende aspek. Wat is 'n vuur? Normaal. Ja, die doel van die vuur is eintlik die probleme tyd wat jy deurgaan. Dit gaan nooit werklik oor, weet jy, baie keer as iets met jou gebeur, dan jy kan nie 'n rede vind. Dit gebeur, net soos met Job. Dit het met hom gebeur. Dit was nie omdat hy goed was, of dat hy sleg was, of dat hy iets verkeerd gedoen, of iets gedoen. Dit het niks mee te doen. Dit was 'n vuur. Nou ek het nuus vir julle. Omdat julle bewoners is van planeet Aarde, sonder dat julle daarin wil wees, is julle in vuur. Maar julle hoef nie bekommerd te wees oor die vuur nie. Die vuur sal jou nie opbrand. As ek die voorbeeld van die 3 jong manne kan gebruik, hulle het in die vuur ingestap. Die ouens wat hulle ingegooi het, is dood verbrand deur dieselfde vuur. En die 3 persone in die vuur, niks nie. Daar kom op hierdie wêreld
hierdie as 'n voorbeeld kan gebruik van petrol, hierdie diesel alles. Dit is 'n vuur wat almal van julle gaan dra. Almal van julle, julle gaan nie van dit wegkom nie, maar julle hoef nie bang te wees vir die vuur nie. Ek het ondervinding gehad toe ek net begin het, ek is nog in die weermag en jy kry min geld in die weermag. En ek moes sampioene gaan soek in die bosse om te kan eet. Maar ek het van my geld gevat en my Volvo 144, hy kon petrol suip. Ek het hom vol gemaak en ek geweet ek het afspraak ek was in Durban, ek het afspraak gehad daar in Richards Bay. Weet jy, elke keer as ek verby 'n petrolstasie gaan, dan skreeu my Volvo vir my, gaan in! En ek het geweet, ek het nie genoeg petrol nie. Ek ry na Richards Bay toe, doen die diens, doen alles. Nou dit was ook op 'n tydstip waar jy nie petrol kon kry op 'n naweek, onthou jy dit? En dan partykeer het ek ouens gevra, petrol in sit 'n bakkie vir my, so as ek by jou kom, dan kan ek net weer opvul. Maar ek onthou een keer is ek soen toe, of dit was 'n emergency, en ek is soen toe. Nou ek het genoeg petrol gehad, maar ek ry op pad terug, ek sien hoe die naald nie na empty, maar enough geloop het. With the ease for enough. En ek ry en hy sê, Nathan lê hy daar, en ek dink, Here, ek weet nie of ek nou by die huis kom nie, maar ek ry tot by die huis, met hom op die naf. Hy moes al lank, hoe het dit gebeur? Dit is die wonderwerk, dis hoekom jy nie hoef bang te wees van 'n vuur. Die Here gaan saam met julle wees. Ek wil julle vertel, daar is moeilike tye. Maar dink van die vuur wat die mense deurgegaan het daar met Elia se tyd. Daar was 3 jaar van geen reën. Daar was armoede oral. Dit was 'n vuur wat almal getas het. Behalwe Elia, 'n vrou en haar kind. Die Here was saam met hulle in die vuur. So die gedagte wat ek saam met julle wil deel is, mense gaan jou probeer kry om van die Here weg te beweeg. Dis die doel van die dag. As jy nie jou daak kan reg kry nie, dan gaan hy jou in die vuur sit. Hy gaan jy is in die vuur, maar hoe jy optree in die vuur. En die woord leer vir my dat ek hoef nie te vrees soos die wat in die wêreld is. Om hierdie af te eindig wil ek graag 'n voorbeeld gebruik. Ek wil vertel van die storie van Jesus, waar die disippels so gretig was om hom as koning te maak, soos al die ander mense wat hy saam mee gepraat het. En hy sê van klim in daardie boot, gaan uit. En hy jaag die ander mense huis toe. Hy moes keer en sy disippels ons kon nou konings gewees het. Jesus kon oorgeneem het. Hulle was so gretig, hulle gesien hoe magtig is hy. En die Here kon sien, dit is nie die gesindheid wat my disippels moet hê nie, en hy stuur hulle uit op die boot. Nou, die meerderheid van daardie mense op daardie boot was vissermanne. Hulle was besigheidsman. Hulle het geweet om besigheid te handel. Hulle het geweet hoe om hulle self te versorg en alles. En is daar uit. Nou, daar's 2 stories soos dit. Maar hierdie een is gaan waar Jesus nie op die boot was nie. Die ander eens ook waar hulle uitgemaai is op die boot. Maar ek wil hier iemand iets weet. Al weet jy dat hy in die boot is saam met jou, of al weet jy hy is nie saam met jou op die boot, moet jy weet, dit is wat jy moet weet. Hy het sy oog op jou. Verstaan jy? Al het jy hom nie gevra om saam met jou in die boot te wees, weet dit dat hy jou dop. Nou wat gebeur in al 2 voorvalle? Hulle kry storms. Nou in die een storm doen hulle alles wat hulle kan om hulle self te red. Maar
Ten minste wat die Here saam met hulle, maar hulle het nie vir die Here gesoek in die storm nie. Hoor jy wat ek vir julle sê? Soek die Here in die storm. Naderhand besef hulle vergeet, hy is eintlik in die boot. En hulle gaan toe en hulle maak hom wakker. Dis toe hulle hom nou gesoek het. Gee nie omdat ons sterwe nie. Wat doen hy? Hy staan op en hy sê, wees stil, en hulle sê, wat 'n soort mens is hierdie man, dat selfs die see, die golwe na hom luister. Jy sien, ek wil julle vertel, daar is iemand vir wie die storms na luister. En jy kan doen wat jy wil. Jy kan jouself probeer uitbuil, soos hulle sê. Maar dan sal jy die Skepper moet soek. Naderhand moet jy gaan, en ek wil julle vertel, soek hom in die begin. Maar die ander gedeelte van die storie is, hulle is uit, die Here is nie saam met die Here bid, hy is daar weg en hy bid, maar ewe skielik, so omtrent so 3 uur in die oggend is nog donker. Hulle is op die boot as die ander kant en die storm is 'n bietjie woelagtig daar, maar nie so kwaad dat hulle nou bang is nie. Maar wat word hulle voor bang hierdie keer? Die onbekende. Ewe skielik sien hulle 'n spook. Nou glo julle in spooke? Nou, hulle het ook nie in spooke geglo toe hulle een gesien het. Wat kan spooke doen wat mense nie kan doen? Hulle kan op water loop. En hulle sien 'n mens wat op water loop en hulle eerste gedagte is spook. En ek wil julle vertel, baie mense gaan spooke raak sien. Maar toe hy met hulle praat, toe word hulle bewus dat in hierdie donkerheid, in hierdie spookagtige donkerheid, wat moes hulle gesien het? Die Here. En toe sê Petrus, toe hulle besef dit is die Here wat daar loop, toe sê Petrus vir hom, as dit jy is, sê vir my, ek moet op die water loop. En die Here sê, wacht, kom. Jy sê dat jy moet weet, wanneer jy dan besef, dit is die Here, en hy vertel jou om iets te doen, doen dit. Weet jy, die interessante ding wat ek altyd so opgewonde was, is dat hy was gehoorsaam. Maar wat het Petrus ewe skielik gedoen? Wat spooke alleen kan doen? Hy het op die water ook geloop. Jy sien, julle gaan die onmenslike ook doen, wanneer julle luister. Luister spesifiek is die Here wat sê vir jou, klim uit en kom na my toe. Daar is 'n probleem met dit, weet jy, wanneer jy die dinge begin doen wat alleenlik God kan doen, begin jy dink jy is ook 'n God. Nee. Wat gaan jy tot die aarde weer terugbring? Golwe. Golwe gaan jy die aarde weer terugbring. En ewe skielik, dink Petrus hy loop op die water, was nie hy wat op die water loop nie. En die golf kom op en hy begin te sink. En wat is sy eerste woorde? Here, red my. En wat het hy uitgevind? Die Here het al klaar sy hand nog. Hy moes dit net vashou. So wat ek probeer sê, daar is storms wat kom. Daar gaan dinge met jy gebeur, maar soek die Here in die storm. Dis die enigste manier ons gaan staan en bly. Dit is nie jou kennis nie, dit is nie iets wat jy gaan doen, dit is dan weer, as jy Jesus in die storm saam jou. En hy is daar. Partykeer is hy spook, maar hy is daar.